Geagte vriende, welkom by die Kerk in Afrikaans vanoggend. En vanoggend gaan ons 'n bietjie gedeelte lees uit Romeine 1, vers 1 tot 7. Kom ek lees vir u die gedeelte. Van Paulus, 'n dienaar van Christus, Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby ingegrepe, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort, aan almal in Rome vir wie God liefhet, en wat hy geroep het aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Nou vriende, die afgelope tyd kyk ons almal lekker wêreldbeker rugby, en terwyl ek so na die wêreldbeker rugby kyk, het ek gewonder en teruggedink aan my eie rugbyloopbaan, toe ek op skool was. En weet jy wat het ek gewonder? Ek het gewonder of ek ooit, toe ek op skool was, verstaan het waaroor rugby eintlik gaan. Toe ek jonk was daar baie druk op jong mense, op veral jong mans soos ek, om rugby te speel. As jy nie rugby gespeel het nie, was jy gesien as 'n sissie, of jy was gesien as jy is nie deel van die mense, soos die tieners nou deesdae sê, jy is nie deel van die cool ouens nie. En daar was ook natuurlik baie druk van die gemeenskap, dat jy rugby sal speel, want dit het gewys dat jy taaf en sterk is. Nou ek dink meeste van my rugbywedstryde wat ek gespeel het ek maar net rondgehardloop op die veld, want ek was 'n voorry, ek was die klein vet seentjie, so ek moes nou maar 'n bietjie gewig verloor, so die vet seentjies het mos altyd die voorrye geword. So as voorry voel dit vir my, het ek meestal van die tyd maar net doelloos op die veld rondgehardloop, en nie eintlik mooi geweet waaroor die rugbywedstryd gaan nie. Nou vandag van julle weet ons tog, 'n rugbywedstryd gaan eintlik maar op die ou end oor die tellbord. Het gaan oor hoeveel punte jy aanteken. Baie min mense onthou regtig hoe die spel gevorder en of die spel nou mooi of lelik was, maar almal onthou die punte en of jy gewen en of jy verloor het. Dit is waaroor rugby gaan. En ek wonder of ek nie dalk beter sou gespeel het as 'n kind, as ek nou net besef het, maar dit gaan nou net oor die punte. Jy moet net probeer om 'n 3 te druk of 'n bal oor te skop nie. En dit het my ook laat wonder oor ons as Christene. Of ons nie maar ook baie keer net op die veld rond hardloop en nie regtig weet wat ons belangrikste taak as Christene is nie. Wat is die punte op die tellbord vir Christene? Nou Paulus skryf sommer hier in die heel eerste gedeeltjie van Romeine baie duidelik, wat is die punte op die tellbord vir Christene? En dit is om God te verheerlik, om tot eer van sy naam te werk, evangelie uit te brei en mense in te bring. Maar dit gaan uiteindelik oor die eer van God. Ons as Christene moet die eer van God altyd uitdra. Ons moet die eer van God beskerm in alles wat ons doen. Ons moet tot eer van God lewe. Dit is die punte op die tellbord vir ons as Christene. En ek wonder maar baie keer of ons nie dit vergeet nie, want vriende, ons veg met mekaar as Christene op aarde. Ons is nogal lief daarvoor om met mekaar te veg. En ons veg met mekaar oor allerhande goeters. Ons veg met mekaar oor die doop. En ons veg met mekaar oor die nagmaal. En ons veg met mekaar oor die mense wat gay en lesbien is. En ons veg met mekaar oor abortus en of dit nou reg is en verkeerd is. En ons het nog ander goeters, leergoeters wat ons met mekaar beklei. En ons skeer van mekaar af weg terwyl ons beklei. Vriende, terwyl ons beklei as Christene met mekaar, en ons leef nie tot eer van God nie, dan is ons besig om te verloor. Dan sit ons nie punte op die tellbord nie, dan leef ons nie tot eer van die Here, dan verheerlik ons hom nie. As Christene moet ons saamwerk, ons moet in eenheid leef,
En die punte op die tellbord vir Christene is die eer van God. En dit beteken, ons moet in eenheid saam leef as die liggaam van Christus. En in die liggaam, vriende, het Paulus al baie keer vir ons gesê, daar verskillende mense. Daar's mense wat belangrik is, daar's mense wat minder belangrik is, daar's mense wat groot take het, daar's mense wat kleiner take het. Wel, daar's nie mense wat minder belangrik is nie, daar's mense wat net verskillende take het, wat vir ons lyk asof dit minder belangrik is, maar dit is alles deel van die liggaam van Christus. En in daardie liggaam van Christus is daar sondaars. Dis waaruit die liggaam van Christus bestaan uit sondaars. Die kerk van God bestaan uit sondaars. Paulus sê daar's niemand wat regverdig is nie, selfs nie is een nie. So, as ons dan nou vir party mense sê, julle sonde is te groot, julle kan eintlik nie by ons inpas nie, want julle seksuele oriëntasie of die dinge wat julle aangevang het, is nie aanvaarbaar nie, maar ons is bereid om dronkaards en egbreekers en diewe en allerhande ander mense, hulle is goed genoeg om deel te wees van die liggaam van Christus, en dan weet ons dat egbreekers en dronkaards en bedrieërs en leenaars ook maar altyd weer gaan lieg in die toekoms en altyd maar weer hulle gaan vergryp in die toekoms. Dit is waar die kerk bestaan, en wie is ons om nou die liggaam van Christus te wil beperk tot 'n paar mense wat ons nou dink hoogheilig is, want dit bestaan nie. En Paulus sê baie duidelik, dit bestaan nie. So om God te verheerlik en punte op die tellbord te sit vir ons as Christene, moet ons in eenheid saamwerk in hierdie wêreld, en ons moet saamwerk om die koninkryk van God uit te brei en die boodskap, die goeie boodskap van Jesus te versprei. En die goeie boodskap van Jesus is dat hy ons verlos van die sondige lewe. Die sondige lewe is die lewe wat tot niks lei nie. Die lewe wat eintlik selfmoord is. Dis die lewe wat in opstand is teen God. En ons ken baie mense in die wêreld, vriende, wat se lewens in opstand is teen God en wat God nie erken nie. Dit is mense wat nie omgee vir ander nie, wat net dink aan hulle self. Mense wat alles wat goed en mooi is vertrap en wat eintlik die vermoë het om allerhande ongeregtighede en liegstories uit te dink en om te steel vir hulle eie sakke. Dit is die lewe waarvan Jesus Christus ons wil verlos, en dis ons taak om mense uit so selfgesentreerde en kriminele lewe uit te kry. En as ons dit doen, dan sit ons punte op die tellbord, want alle mense wat inkom van die slegte lewe en inkom in die liggaam van Christus, dit is punte op die tellbord, dit is verheerliking van God, dit is tot die eer van God, en dit is wat ons as Christene moet doen, en dis waarmee ons moet besig wees, vriende. Elke dag moet ons besig wees daarmee, om mense dan weg te lei van hierdie verskriklike lewe van kriminaliteit en opstand teen God, wat eintlik maar op die ou end vir mense vernietig, wat hulle ongelukkig maak, wat hulle hartseer maak, en wat hulle op die ou end vreeslik aggressief maak, en ongemaklike mense is om saam mee te lei. Jesus het gekom om mense van sulke verskriklike lewens te red, en hulle lewens van vrede en geluk en kalmte in hulle harte te bring. Dit is ons taak, om mense dan so van die donker na die lig te bring. En dan, vriende, is ook ons taak om God te verheerlik deur mense in te bring in die liggaam van Christus, waar hulle kan ondersteuning kry, waar hulle kan hulp kan kry van medegelowiges, waar hulle gedra kan word in moeilike tye, waar hulle versorg kan word as dit met hulle sleg gaan. Dit is die liggaam van Christus, die plek waar alle mense welkom is, waar alle mense kan kom rus en kan kom om rustigheid vir hulle siele en vrede vir hulle siele te kry. Dit is wat die liggaam van Christus is, en ons taak is om mense in te bring
in hierdie vrede, in hierdie wonderlike wêreld van Jesus. En ek lees nou die dag dat dit lyk vir my soveel mense wat aan ISIS behoort het of onder ISIS gelei het in die verskriklike dele van Islam waar daar verskriklike lyding was. Besef mense hoe Jesus, hoe wonderlik Jesus is, hoe wonderlik sy mense is, dat hulle inkom en Christene word, in hulle duisende. So lees ek. So dit lyk asof daar mense is in ander dele van die wêreld, mense wat nog nooit vir Jesus geken het nie, wat skielik nou besef hoe wonderlik en hoe groot Jesus is. Maar u en ek wat nou al soveel jare deel is van die kerk, ons besef dit nie. Ons is eintlik vir almal 'n frustrasie. Dink maar aan die rugbyspan wat daar buite speel en hulle het die mooiste klere en hulle die slimste afrigter en hulle het die beste plan en hulle speel so mooi en hulle gooi die bal so mooi, maar hulle sit niks punte op die tellbord nie. Dink jy hoe frustrerend is dit? En ek wonder partykeer of dit nie met ons in die westerse Christendom so gaan nie, dat ons nie punte op die tellbord kry nie, dat ons nie mense inkry nie, maar in ander wêrelddele, daar word punte vir Jesus gemaak. So vriende, kom ons probeer ons verskille oorkom op 'n manier, mag die Here vir ons genade gee, dat ons tog maar net ophou om met mekaar te veg, want dit is nie tot eer van God nie. Dit is absoluut nie tot eer van die Here Jesus Christus, en dit is nie hoe ons God heilig en verheerlik nie. Kom ons probeer by ons verskille verbykom. Kom ons bring die wêreld in na die wonderlike lewe van die Christen. Kom ons help in werk dat mense sal wegkom van hulle kriminele lewens en Jesus volg. En dis wat Paulus sê, dis wat hy gedoen het. En ons weet Paulus het nie doelloos op die veld rondgehardloop nie. Met Paulus se werk het hy punte op die tellbord gesit. Hy het mense ingebring in die koninkryk van God, en al het hy partykeer 'n prys daarvoor betaal, en as hy partykeer geslaan en amper doodgemaak, het dit hom nie geplan nie. Miskien met ons as Christene net weer bietjie begin kyk, wat is die punte op die tellbord vir Christene? Wat is die belangrikste? Hoe verheerlik ons die Here? Hoe doen ons dit? En mag die Here Jesus ons oë oopmaak, sodat ons ons foute kan raak sien, en sodat ons kan aangaan en van die doelloosheid ook verlos kan word en kan begin om drie te druk vir die Here Jesus Christus. Kom ons vra die Here om ons te help as Christendom, om hom te verheerlik. Ons Hemelse Vader, ons lees net vanoggend weer hoe Paulus skryf hoe dat hy geroep is as 'n apostel vir die heidene nasies, en hoe dat hy die evangelie versprei het en dat dit sy werk is, en dat dit so goed met hom gegaan het en sy bediening, Here. En ons bid dat dit ook dieselfde sal wees met ons, dat ons tot eer van U naam, tot heiliging van U naam, tot verheerliking van ons Here Jesus Christus, die eenheid, die liggaam van Christus, die wonderlikheid van die Christelike lewe kan uitdra in die wêreld en mense kan inbring in hulle duisende. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.